In ons gesels oor vervulling gesels ons vandag oor liefdevolle verhoudings. Een van die belangrikste aspekte as mens vervulling in jou lewe wil ervaar, is om in 'n diep, liefdevolle verhouding te wees of verhoudings te wees. In 'n teksgedeelte wat nogal 'n gunsteling by die bevestiging van huwelike is 1 Korintiërs 13. Daar word in diepte baie mooi beskryf wat liefde is, en paartjies wat trou, wil hulle gewoonlik graag baie daaraan verbind. Maar hierdie gedeelte is nie soseer vir huwelike geskryf nie, dit is juis geskryf vir die gemeente van Korinthe. Natuurlik het dit ook 'n toepassing op huwelike, op verhoudings in die algemeen, op gelowiges, want dit is gelowiges aan wie dit geskryf is. En dit is juis geskryf sodat gelowiges vir God kan verpersoonlik in hulle gedrag. Hoor hoe mooi skryf Paulus dit in 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Kan jy net vir 'n oomblik dink hoeveel minder twis daar sal wees in die wêreld, hoeveel minder oorlog daar sal wees, as hierdie liefdesbeginsels gevolg word? Hierdie soort liefde vul ons almal se lewens met 'n diep vervulling. Wanneer ons kies om geduldig te wees met 'n vreemdeling, of 'n vriend, of vriendelik is met 'n kollega, of nie afgunstig is met 'n ander statusgroep nie, weerspieël ons juis iets van God se liefde. Ons bou verhoudings wat vir almal betekenis in 'n lewe gee, en vir almal 'n kans gee op vreugde. Ons het al genoem van Arthur Brooks. Hy skryf dat ons diepste geluk spruit uit verhoudings waar ons onselfsugtig gee en ontvang, eerder as om op prestasies en materiële dinge te fokus. Is opvallend dat ons meer geduldig en vriendelik, as ons meer geduldig en vriendelik in ons interaksies is, soos Paulus hier aanbeveel, dan skep ons 'n veilige ruimte vir mekaar. Dis 'n ruimte waarin ons almal se harte en lewens verryk word, en dit op sy beurt lei weer tot 'n lewe van vervulling. As jy na jou dagboek kyk, of sommer net nadink oor die dag, in watter situasies kan jy doelbewus met meer geduld, met meer vriendelikheid ingaan? En as jy sukkel om vriendelik te voel, glimlag net nou. Dis baie interessant dat wanneer jy glimlag, dan interpreteer jou brein dit, dat jy onmiddellik vriendelik wil wees en sal jou daarmee help. So jy gaan op hierdie manier vir ander mense aan Jesus blootstel. Leef geïnspireerd.